Welkom by episode 2 van die Baardraak Relevant. Baie welkom terug. Dankie dat jy ons gejoin het vir die eerste episode. Jono, my man, hoe gaan die dinge al by jou, dude? Ja, lekker nie, jou? Ja, lekker. Ons het nou ons tech bietjie geupgrade. Ons het nou ultra wide shot. Ons het lekker HD kameras. Ons is nou in die game. Elke week, elke week is al ietsie beter. Well done. Ek wil vir jou sê, ons Maar klein hom, staan nog, kyk vir die kamera en sê jy, ek Louis, ek doen alles. Ek doen alles. Ek kry al die Jono kom 45 minutes later. Ek kom 45 minutes laat en ek sit en praat. That's it. So ja, baie dankie Jono dat jy laat opgedaag het. Pleasure, no dude, problem. So, toe ons die podcast rekord het met die Baardraak Nostalgies, het ons altyd gemoan oor my kat Wessel wat in die show is. Wat op die tafel klim, in die recordings is, en ons het onsself nou so geset up dat ons verskillende deure het wat Wessel nie kan inkom. En hier is Wessel. En wat het ons gedoen? Wessel. Ons het die show begin met Wessel binne. Hy is nou net uit, so ek gaan gou vinnig hierdie deur die langs my toemaak. Doen dit. Okay, so sê jy so lank iets daar op die kamera. Okay. Daar, reg voor jou. Wat sê jy? Okay, it's my take. Ja, so hier is nog 'n redelike positiewe week. Mense voel positief. Ek dink vir my en jou is dit 'n groot ding om actually die baarde elke week te doen. Dis vir ons fun en dit is hou ons. Ek wil vir jou sê ek gaan nou oor relevante stuff praat en net soos dit 'n positive week is wat ons voorhoop met Cyril en die aankondigings is al 'n paar negative stuff waar ons gaan praat. So Okay, kom ons beach gaan. So kom ons begin met beach en dan gaan ons in die positive in. Okay, dude, so relevant stuff wat nou in die wêreld gebeur. Ek het vanoggend 'n bietjie gelees en wat is hot, wat is op die nuus, wat het gebeur in ons wêreld. Jou mense het swaar gekry hierdie week. Die labs het Yes, ek sien die government is afgelaai. Hulle het hulle self laat gaan. Hulle het, ek het vinnig gelees 70 mense is 170 mense is al dood, 160. Ja, maar wat en die hele government met die president almal het gesê hulle resign. Wat was daai? So wat ons op hierdie stadium dink, wel ons weet dit is 'n tipe fertilizer dat hulle in plofstof gebruik, en dit het 6 jaar in 'n warehouse gelê. En toe sê church. So iemand het dalk nie hulle werk gedoen in die sin dat hulle het nie gaan kyk is dit nog reg. Het die goed al verval, we don't know. Okay, so daai goed sal nou uitkom in die volgende paar weke. Maar die van julle wat nie weet nie, jy's dik Lebanese. Jou familie, jou so dik halfleep. Dik halfleep. Okay, cool. So John is 'n familie vorige my oupa. Yes, kom van Lebanon af. En in Beirut was al die explosion, 160 mense is dood. Die hele government het resign. Soos ons nou 'n nuus channel. Nee, ek wil net sê en dis wat ek wil uitkom, kan dit nie by ons gebeur nie. Kan ons government nie almal resign hierdie week en sê, sorry, ons was korrup. Ons het al die geld gesteel van corona van hierdie maar tyd. Maar het jy oor hierdie tyd Ysmagashule se goed gelees? Ja, ek weet dit op 'n stadium gesê, almal doen dit, so hy kan dit ook presies doen. Dis sy redenasie. Dit is die redenasie in die land en die weirdste ding is dat ons dit accept. Hy gaan cool. Ek het net maar tenders my seuns gegee. Hulle het splint in die X7's bulle kom aflaai. Mense bel hulle en sê hoor hierdie kar is hulle, you're not looking for us, you're looking for my father. Speak to him of wat ook al ons doen of whatever. En hy gaan net maar hoorie, wys my een ou in die parlement wat nie besigheid met sy familie doen nie wat ek al nie. So hy justify dit op 'n manier. Ja, sorry, dis nou maar so. 'n 2 miljoen kar, mense gaan letterlik dood van die hongerte. Mense se shacks word, het jy gesien daar was ook 'n ding ergens op daai huise wat hulle gaan demolish het, wat mense illegal huis opgesit het. Ja. Ek weet nie hoe daai plan my bietjie, daai is my rof. Ek meen, het jy ou maar huisie, jy bly maar daar. Ek verstaan as jou property is rof. Ek is nie vir dit nie, ek sien teen dit nie, maar ek meen, daar word 'n plek gedemolish en sy seuns kry 2 miljoen rand karre. Nou is my vraag, kan jy nie dan maar by Texas begin drank verkoop? Want almal doen dit. Ja, almal verkoop illegal drank, so hoekom kan Texas hier ook nou maar drank verkoop? Jy kan nie drank kry nie, want jy kan maar niemand drank koop nie. Daar's die probleem. Okay, en as jy dit kry, is dit crap hier. So ons is in 'n tyd waar dit swaar gaan met almal. Ons het nie geld nie, ons het nie kos op die tafel nie, maar ons koop vir ons seuns X7's. En dan sal mense wat doodgaan in explosions van government doen hulle werkie. So hoorie check jy MotoGP. Dit is jy het my hele skrip het jy soos hier gekry. So die volgende ding wat ek wil opbring is dis die positives. Ons is nou klaar gebeach, ons gaan nou kom by Cyril en hopelik hoe hierdie week dalk vir ons kan positief uitdraai. Maar in terme van MotoGP, Brad Binder,
Ek dink dit is relevant tot ons. Uit my valley uit. Gebore uit in Potchefstroom. Die Joe. Ja, hy's eintlik van hier af. Maar Is Blantyre is dorp. Okay, cool. So hy's eintlik so 'n bietjie van ons albei. Okay. So eintlik 'n Potch boetjie en ja, daar wen hy MotoGP. Sy wat is die derde eerste- beweerslag en daar vat hy hom, hè. This is crazy. It's amazing. Maar ek weet nie of hierdie ou saam gereis het nie. Weet jy wie is Valentino Rossi? Ja. So Valentino Rossi, ek dink hy het verloor. Ek neem aan, as ek verkeerd is, vergeet ons is nie relevant nie en nog minder weet ons iets van MotoGP Yep. af. As dit kom by rugby weet ons alles. Jy weet baie van sokker, ek weet niks van cricket Ja, ons kan sokker project wel. Ek Nee, het dankie. Man Ons U skiep gisterand daai. gewen. Nee. So, woe. Klein hom. Maar toe sê Valentino Rossi, hy reis nie om 'n 200ste wen te kry nie. Hy reis want hy love dit om motorcycles te reis. So, as die wêreld meer so kan wees, waar meer mense actually doen wat hulle love wat hulle doen, nie altyd net vir die wen of vir die bekertjie of vir die geld nie. Wat se tipe wêreld dink jy sou ons gebly het? Dis amazing en ek is so bly ons kan positief raak in die sin dat Maar ons is daar's positief. ouens wat in hierdie tough times sulke amazing stuff doen vir ons land. Net gou iets wat ek gister gedink het, en ek sê toe vir my ma, ek sê, die cool ding van, is dit Brad Binder? Ja. Ek het hierdie jaar, Daar's mense wat nou so gaan doen, so dis Binder of is Binder. Kom ons sê Brad Binder. Dis hoe ek dit het. kom sê die MotoGP doen. Die MotoGP doen. So die MotoGP doen, ek sê reg in die begin van die jaar het ek 'n lekker meeting met Red Bull gehad. Ons wou nou obviously Red Bull deur die 3 venues gepush en so aan. En hulle sê toe, jy weet, hulle sponsor hierdie jaar. Ek gaan nie aan die ene weggee nie, maar hulle sê toe hulle gaan vir Brad Binder. Die MotoGP doen. Ja, hulle gaan hom sponsor. En toe was dit nou baie cool om op die bike te check. Red Bull is nou all out there en so aan. Dis baie cool. Maar wat nice is hierdie ou het nie 'n saak met government nie. Hy het nie 'n saak met lockdown nie. Hy het nie 'n saak met COVID nie. Hy sê hy gaan reis, hy gaan wen sonder support, sonder BE status of een of ander agteraf backward door deal. Gaan hy net gou cool. Kom ek gaan slaat hom met gegraan in Czech Republic. Boom, dan das dit. Dis amazing. Het hy seker 'n lekker prysie gewen. Nee, ek dink hulle maak baie geld hè. Ek dink dis next level Ja, geld. wat Formula 1, as ek reg onthou, is Formula 1 die beste betalende sport in die wêreld. Ja, dit seker Formula 1 en golf. Seker daarom. So hy moet in die top 10 wees. Maar anyways, well done dude wat GP race. MotoGP doen. So dit dis die positief en dan hopelik teen die tyd wat hierdie episode op on air gaan, het ons dalk al gehoor van Cyril. Ons het dalk al gehoor wat die man te sê het en hopelik is daar goeie nuus vir Suid-Afrikaners in terme van drank sales, cross-border travel, Sigarette sales. Sigarette, al sulke tipe goed. So daar was nou ons hierdie week 'n fight vir dit ook. Daar was nou betas daar binne besig met dit so ja. Kom ons hoop vir beter dae, maar ons is hier om relevant te raak en vandag het ons 'n baie cool show line-up vir julle. Ek dink as ons terugkom gaan ons 'n bietjie chat oor die vorige episode, 'n paar stats daarvan aftrek en kyk hoe die views gegaan. Ons is baie dankbaar vir julle. Onthou, ons is op Facebook en ons is op YouTube. Dit is waar die episodes is. Op SoundCloud, Spotify en Apple Podcasts kan jy die interviews luister van die guests wat op ons show is. So as 'n klein introotjie en dan is dit die interview van die guests wat op ons show is. Het jy die rap video op TikTok gelaai? Die rap video's op TikTok, so So ek ons gaan is elke TikTok weer live. meneers rap of the week doen. Ek dink ons kan ons sommer nou doen en dan kan ons terugkom en 'n bietjie chat oor die ander goeters. So hierdie week. Let's go. Nee, jy het laasweek Chat, gesê jy gaan yes. Katinka se stukkie doen in St Pieter. Ek wil hom verander. Maar jy As sê ek moet jou gevolg van ons- challenge. Jy kan, maar daar's Okay. ons het ons guest op die show vandag. Dink jy nie dit sal O, relevant okay, wees maak om sin. iets te doen van ons guest nie? Ja, sien ek bly nog nostalgies dink. Okay, cool. Jy's dan mal by relevance. So kom ons Well done. chat, kom ons doen 'n meneers rap of the week vir ons guest hierdie week. En hy's later op 'n show. Sy naam is Loufie en hierso is my rap poging om te kyk of ek soos Loufie kan rap. I make it like a for your Buddha. Buddha, get that cheese, that Gouda. Got that fully beat up in your feet. Of ben je tonen, say me, I say wake up like that ik niet die bloody yo. I make it like a for your Buddha. Buddha, get that Buddha, that Gouda. Got Gouda fully beat up in your Buddha. Buddha, say me, I say wake up like that ik niet die bloody yo. Meneers rap of the week, man. That's it. That's how it works. Bietjie van 'n improvement van laasweek sin. Hey, Het jy letterlik daai in 3 minute reg gekry? ek wil vir jou sê, so ek het die makliker deel van Early B se rap gevat in daai song. Maar Sondag was so rushed met die show en die tek het nie gewerk nie en dit was net 'n hele gemors. So ek was bietjie rushed in dit. Ek is jammer. Maar ek moet sê hierdie week dat jy nie met 'n foon staan en dit doen nie was great. Well done. Well done dude. Dit was Wel, baie ek het nie die lyrics geken laasweek. Ja, maar hierdie week het jy dit mooi bietjie gedoen. makliker. So dis 'n upgrade.
En ek ja, die outfit is Thanks, ook beter buddy. as daai rooi outfit van Thanks. laasweek. Daai rooi outfit wat jy ingedans het, is Ek het juist nou- die outfit. Dit is die Will Ferrell outfit. Maar ek het juist gedink ek kan die rooi outfit push deur die hele season. So nou dat ek nie het nie, moet ek my elke week dit opmix. Thanks. Maar ek like hierdie week se outfit, ek like die feit dat hy sonder die vloer rap. Baie cool. Cool, maar kom ons raak relevant, Jono. En hierdie week se topic is rap in Afrikaans. So ons het verlede week gechat oor dans in Afrikaans en dance music en een ding wat ek na die tyd gekyk het wat jy my van vertel het, ons het nou gechat oor St. Pieter en ek het na Techno Boer gaan kyk ook, sommer net so om vinnig terug te gaan na laasweek toe. Ek dink nie dis super DJ nie. Ek dink dit is maar soos 'n Van Pletsen tipe vibe. Daar is 'n DJ, daar's iemand wat live produce en stuff doen. Maar is maar meer kom ons dans en iemand sing en so voort. So ek dink St. Pieter is op hierdie stadium dalk een van die enigstes wat ons van weet wat 'n full-on producer / DJ agter die decks is wat music maak vir So die mense. ek dink die DJ ding om wat relevantly gebeur. Wat nou gebeur is dat 'n DJ raak nou actually soos 'n Artist. Kyk, Ja, hulle was jy nog het altyd gesê. nie, dis of steeds reg. 'n DJ word amper 'n performer. Dis wat ek wil There sê. we go. It's not just about staan agter en draai die knoppies en druk die goed en mix die goed. Ek dink ook om nou hy het ook gepraat van 'n performance wat hy wil sy performance enhance. Ja. So ek dink relevance nou en futuristically gaan DJs actually of was al performers. Want soos daai techno boer, Ja. wat sê dings nou? Boer techno boer. Ja. Dis 'n performance, maar daar is daai DJ element. Ek weet nie of jy die band Pendulum geken het nie. Way back. Nee. So dis 'n dance DJ band, maar hulle het twee sets. Hulle het 'n live band set, dan speel hulle die dance music met instruments. Dis wat St. Pieter wil doen. En dan het hulle ook 'n DJ set waar dit net 'n DJ en 'n vocalist is wat so 'n bietjie hype en stuff. Pendulum, check it out. Anyways, ons is hier om te chat oor relevant stuff en hierdie week se topic is Afrikaanse rappers en daar is so baie in die laaste 10 jaar was dit soos 'n major spike geweest. So kom ons sê vir mekaar, kom ons wees eerlik daaroor, pre-Jack Sparrow en die antwoord was daar baie rappers geweest. Ons het baie gepraat al in die nostalgie show van Brasse van die Kaap. En ek dink dit was iets wat ons albei gelike het, bietjie meer hip-hop, maar uit die Kaap uit veral was daar super baie acts geweest wat dalk groot was in die Kaap, dalk groot was in die Wes-Kaap, dalk groot was in hulle communities, maar baie min acts het dit reg gekry om 'n deurbraak te maak en te sê, wie wat, ons is nou op Kyknet, ons is op Via, ons tunes is op YouTube ensovoorts, en dis 'n bietjie waar ek en jy gaan indelf vandag. Nou as ek reg onthou uit ons nostalgie daaruit is, kom ons sê Suid-Afrikaanse rockbands en so het 'n spike gemaak hier van 2006 af tot so 2010-11 toe. En Sparrow het in 2010 het hy uitgekom en gesê, wie wat, hier's ek nou, ek is 'n Afrikaanse rapper en dit was nuut. En wat nuut was, ons het daaroor gechat op die vorige show, wat nuut was al van is, ewe skielik is daar 'n dude in Afrikaans wat sê my is so lank as 'n patter. Frowned upon in die communities en dis wat rap music doen, hè? Rap music is eerlik. Eminem, mag jy Eminem geluister het op skool? Was dit so? Ja, die actually cool ding is as my ma my nie oggend gaan aflaai, dan sê ek en sê Eminem nie oggend. So my ma's ook 'n fan. Dit was cool. Jy's lucky. My ouers was 'n bietjie frowned upon in die flikwoorde en stuff geweest. Maar dis die ding, hier het jy uitgekom en stuff gemaak wat lelik is en vuil is, maar mense het dit enjoy. En ewe skielik het mense gesê, weet jy wat, ek voel eintlik soos hierdie ou, so ek gaan saam sing en saam rap. En 'n act wat saam met Sparrow perform het vir baie lank, hulle was letterlik die antwoord en Jack Sparrow is die antwoord. En toe kom hulle uit met crazy shit. Ek Ja, praat kyk, van hulle het die boundaries push gepush. die boundaries entirely. Completely. En wat hulle reg gekry het, wat hulle seker van die enigste acts wat hulle reg gekry het, is om van Afrikaans af te gaan, Afrikaanse tunes te maak en in Amerika op te blaas. Ja, en hulle het nogal sincerely die dance hip-hop element gemerge. Hulle het dit baie goed reg gekry as 'n kuns. So dit is die ouens uit die verlede uit, maar vandag is al so half hierdie heeltemal 'n revival van rap in Afrikaans. Kom ons kyk of ons deur die lysie kan gaan. Early B, Lofi, Hemal besig. Hemelbesem. Ek weet van ek dink Is die Brasse van die Kaap nog active? Ek Ja. dink nie ek kan enigiets sien. Ready D. is Mr. Fatty dood nie? Ek verbeel my Mr. Fat is dood. Ek weet nie. Ek dink Ja. ek het een of twee keer miskien 'n paar jaar terug op 5 met Ready D 'n lekker mix gehad of was daai mix het 6 of wat Ja, dit was. hy doen nog DJ stuff. Maar ja, so maar daar's 'n groot so gepraat nou van rap. Daar's nog 'n groot ding op TikTok waar hierdie Afrikaanse jong wit mannetjies mekaar uithaal. Maar dis dalk 'n nuwe ding nou, verstaan? So is dit vir jou relevant? Is dit vir jou nodig om tunes te hê op Kyknet?
ja, maybe as jy wil sales maak, maybe as jy wil live shows doen. Ja, maar rap is 'n moeilike ding omdat rap so, soos jy gesê, dis eintlik waar. So een van rap through all ages, van Tupac tot by Biggie of wat ook al. Dis aanhou Biggie. Ja. Maar ook Biggie, of dans saam met die hele hip-hop. Dans met rap Ja, dans. verses en stuff. Maar dude, ons praat nou asof dit so relevant is en nuut is. Is dit nie wat jy en Alleen Desember 10 jaar terug gedoen het nie? Sorry, Alleen al Desember het nie gerap nie. Okay, so ons en dis wat ons het laas okay, gesê ja, het. So ekskuus, ja. ek dink 'n running vraag deur die hele show vir die volgende klop episodes kan wees van moet ek hou van jou kan eintlik nou stuff doen nie. Is dit nie nou die perfekte tyd om stuff te doen nie want 10 jaar terug het ons probeer en ons het gesê wie wat ons het rock elements, ons het dance elements en ons het 'n rapper gehad wat oor die musiek gerap het. En dit was weird in die tyd want al met wie ons eintlik maar onsself kon meet was Juwels wat nie rap gehad het nie of Bitter Einder wat baie rap gehad het maar baie min rock elements en dan Jack Sparrow wat dalk so 'n bietjie try mix het maar hy het nou weer 'n rower mark gehad dat ons nou glad nie voor gekyker het. Maar soms ek het so met 'n coach gehad, cool coach wat my gesê het partykeer net, "Yes Johnny, jy sit altyd bietjie te voor vir jou tyd." So dalk was daai regtig dit. Dalk nou sou dit groot wees. Jy sou ook kyk, ek dink wat jy so anders te gedoen het, jy sou meer relevant topics geskryf het. Maar waar jy daai dude uithaal, wat se nou ek is onbreekbaar. O ja. As jy onbreekbaar is, jy onbreekbaar 10 jaar terug nou. Dit is die ding. Daar's nie daar gaan altyd bullying wees en dan gaan ons altyd ouens wil hê wat wil onbreekbaar wees. So daai bly relevant. Bullying bly relevant. Ons allerlei ways and methods om te probeer stop en te probeer halter. Maar at the end of the day, daar's bullies en dan gaan altyd ouens soos daar tegenop staan, onbreekbaar. So dit was relevant. Daar en nou. Ek dink so maybe so 'n bietjie anders geskryf het oor 'n paar goeters, maar girls wat harte breek, dis nog steeds relevant. So, nou, Biggie skryf oor relevant stuff nou in die sin van, kom ons sê Biggie en Loufie. Loufie se nuutste song is Boude. En Biggie se is Boet en Saartjie. Of dames. So hulle praat nou oor girls en wat kry ons by girls, you know? Wat is vir ons lekker en is dit nie nou wat ek weet as jy 18 jaar, 19 jaar ou student is en jy gaan universiteit toe, jy wil gaan leer, maar jy wil gaan kuier. Jy wil die girls kry. So dis die stuff waaroor hierdie ouens skryf en dis relevant tot daai mark. Ja, maar wat is nog altyd in die hip-hop, rap, street rap mark? Nog altyd. Gaan USA toe. Hulle bring altyd hierdie dierkarre in. Dis altyd duur jewelry en ons altyd hierdie hoes. Die hoes. Daar's altyd hierdie, verstaan? So dit is ook nie regtig iets niets nie. Sien dit is so moeilik, dis regtig so moeilik om want wat jy vandag doen wat relevant is môre klaar irrelevant. Jy weet so die girls en boude swing en dames, dit was nog altyd daar. Daar was nog altyd die element van girls en bikinis en karre. Is dit vir jou crazy dat Tupac oor Sweets kon sing 30 jaar terug, 40 jaar terug en vandag kan Loufie oor dieselfde topic sing en is nog steeds relevant. Girls is nog steeds relevant vir ouens. Girls is nog steeds relevant. En dan is daar en ek dink ons 'n paar wat altyd uitkom, nie met almal nie, maar baie soos die girls ding. Die rook van illegal substance. Ja. Nee, is mos legal nou. Sorry, die rook van legal substance. Weed of dag of marijuana of Bob Marley. Mary Jane. En wat is er nog? Wat is relevant topics wat almal altyd oor heb? En pyn en seer, kom met die hoed uit, dinge is altyd. Baie keer is dit maar gang violence, armoede, poverty. So daar's 'n thread en ek dink wat die verskil is van Tupac tot by nou is weer 'n keer, daar's moerse dance elements in die actual rap, hip-hop artistry going forward. Ons het vergeet van Early B, kom ons vat Early B. Well, just FYI, ons praat vandag met Loufie, so ons sien nog ons uit dis hip-hop en stuff, maar het jy laasweek St. Pieter, Loufie is feature ook in Doef Doef. So ja, daar's hierdie dance, hip-hop, maar miskien is dit wat relevant is. Reg. Ek dink wat baie relevant is die feit dat dance musiek en hip-hop merge. Ek dink wat Early B ook reg gekry het wat ek like van sy tunes is hy sing oor heavy baie topics. Hy is hierdie stout seentjie wat van die ouer vrou hou in Ben 10. Hy sing oor sy dorp in 'n song met 'n naam PE wat van sy swaar kry en so hy praat van wat drugs. Wat het jy voor en dat hy praat oor potte? Dit is beide 100%. Ek so beide, daar's weer eens beide. Wat kan seker dit ook wees. Maar ek dink is beide. So hy sing weer oor alle elements. Hy sing oor die drugs in sy gemeenskap, hy sing oor gangs, hy sing oor al sulke stuff. So hy kom uit 'n plek uit waar dit relevant is tot sy being van hoe mense groot geword het en hoe hy swaar gekry het. Ek weet Loufie het 'n lang storie van hoe hy op groot geword het, Biggie selfs. En dan moet jy dalk vir jouself vra, Jack Sparrow,
Ek weet nie, ek ken nie so baie van sy upbringing nie, maar ek weet hy kom uit Bellville uit en dis probably a decent family en decent upbringing. So hy moet weer gaan staan skryf oor wat relevant is tot die masses. Dis nou maar hoe dit werk in musiek. Maar ek sien uit om die regte vrae te vra. Ja, want daar's 'n paar songs wat ek dink dit gaan oor poverty of struggle nie. Ek meen seker Maar ek dink dis lekker vrae wat ons kan vra vir Loufie vandag van hoe gaan mense te werk met hierdie skryfproses? Hoe besluit jy wat is relevant in jou topics wat jy moet skryf? Waarna wil die mense luister ensovoorts. Maar hy's op die show. So kom ons speel 'n tune van Loufie en dan gesels ons met hom en hopelik kan hy ons op die regte pad help. Let's go. Want weer eens weet ek en jy min, maar ons het die regte vrae. Maar ek dink ons weet so min. Okay. Hier is hy nou, Loufie en dan chat ons met hom net hierna. I make it lekker for you, Boda. Boda, get that cheese, that Gouda. Gouda, fully beat tot in jou feet. Of wanneer jou tone sê my as jy wake, gedink dat ek in die bloody. So daar het jy die song gehoor nou net en hier is die man homself, hy's op die show. Loufie, dude, hoe gaan dit? Lekker guys, wat sê julle? Lekker man, is so cool om jou op die show te hê. Baie dankie dat jy ons join. Ek weet jy het 'n heavy business schedule. Ek dink begin sommer daar. Waarmee is jy so besig nou? Ons weet ons new music the whole time. Ons check jou op TikTok, jy is verskriklik besig. Maar is jou lewe so crazy besig nou al is dit COVID times? Ek dink is meer like right now om jou family time te balance, maar terwyl ek nog steeds werk aan 'n nuwe project wat ek graag wil uitbring, meer as net 'n song, verstaan jy? So ons kyk wat ons gaan doen, maar die werk stop nooit. Ek het letterlik nou was ek besig om stems te export vir 'n collab op 'n ander song. Yes, jy's besig en ek dink wat ons kan sien aan hierdie kant is, ek dink dis een van die vrae waarmee ons sommer kan begin is, jy doen so baie collabs. So ek dink vat ons hierdie collab proses voor ons nou by die rap stuff uitkom. Soos vat ons hierdie collab proses. Is dit mense wat jou inbox en jou message en sê, "Hey Loufie, ons soek jou op ons track," of is dit jou label wat dit vir jou doen? Hoe kom jy met collabs op of kontak mense jou maar? Ek dink dis meer maar enigiemand kan jou flat in jou inbox en sê, "Hoor, ek wil jou op my song hê." Maar die rede vir dit is, en ek sê dit bluntly, jy wil my op jou song hê omdat jy kan dan 'n bietjie likes kry. That's not why we do it, verstaan jy? As ons musiek gaan doen, dan kom ons doen dit ek sê dit al het gesê, organically. So as iets my hit, dit maak saak wie jy is, wat se artist, wat se label, independent, maak nie saakie. Iets my hit, as 'n song my hit, en it's emotionally voel ek attached in die song, en ek voel ek kan iets add in die song, dan happen it. Dis hoe Doef gebeur het. Doef van St. Peter. Ons het laasweek met hom gepraat. Ja, hy's cool, hy is een van die homies nou, en hy het my gemessage en gesê, "Jo bra, skoon vergeet om die song vir jou te stuur, my deadline is môre." Toe kry ek die song en ek het in 'n halfuur my verse geskryf, record en teruggestuur. Want die song het iets vir my gedoen. Die song was 'n vibe. So ek dink collabs gebeur maar net organically, bra. So Dis awesome, maar ons collab ook vandag met jou en ons het jou verseker op die show gekry vir die likes. Ons wil graag by jou hoor want jy's vir ons op hierdie stadium seker. Kyk, ons show se naam is die Baard raak relevant en ons wil relevant raak en ek dink daar's min rappers soos jy wat so relevant is op hierdie stadium wat oral feature en dit is vir ons so lekker om te sien dat rap maak so herlewing en is so in your face op hierdie stadium. So ons is so dankbaar vir die show, maar ek dink kom ons begin daar. Rap in Loufie se wêreld. Is dit iets wat jy nog altyd doen, man? Is dit jou lifestyle? Is dit wat jy doen vandat jy 'n kind is en jy was altyd 'n rapper en ewe skielik het die switch het aangegaan en daar's Loufie vandag 'n household name? Bra, dit was altyd my escape geweest, because ek weet einde of middel laerskool tot op begin van hoërskool kry jy die homies wat bietjie hoe kan ek sê, ek wil nie sê bully nie, maar wat jou kind of wil vir 'n ride vat, verstaan jy? En my self-defense mechanism was musiek skryf, na ek uitmaal gekyk het. En dit was net my ding om te retaliate deur lyrics. So ek sal in die kamer staan en sal ek vir myself sê dis wat ek vir die bras sou gesê het deur 'n verse. Verstaan jy, jou D en dan rhyme ek. En vir my was dit soos mind blown tot ek eendag met my inner conscious connected en net vir myself gesê het jy sê vir jouself jy kan hierdie goed vir hulle sê. Nou gaan sê dit. En dis toe ek letterlik ek het in my neighborhood 9 homies op een tyd gebattle, soos gefreestyle battle.
en een vir een hulle net gedrop. En toe realize ek like, okay, cool, wil jy die ding as 'n weapon gebruik of wil jy musiek maak? En ja, dus ek dink is 'n God-sent gift, maar ek sê dit humbly, maar ek wil musiek maak, bra. So ek wil in die dieptes ingegooi word, soos ja, met jou legends man, en dan wil ek sien wat kan ek doen, kan ek uitkom also. Dis die inspiring story. Ons het ook volgende bietjie gepraat oor bullying. Ons het dit actually gemention. Het jy, ek sien jy's lekker active op TikTok. Nou ons het ook begin om TikTok te download en te kyk wat gaan aan, want dit is iets relevant, dis iets huge op hierdie stadium. So ek is gechallenge om juist Louis het laasweek een van jou raps gedoen, nee? Nee, ek het hierdie week een van sy raps gedoen. Okay. En ek gaan een van die danse try doen net om relevant te wees. Die Boude Challenge. Die Boude Challenge. So dankie vir daai ene. Dude, check jy hierdie jong wit rappers of rappers op TikTok wat mekaar consistently dis. Het jy dit al opgetel op die TikTok threads? Ek het dit al gekyk, ek was al getag in dit, maar ek hoop hulle hoor my. Hulle soek clout. Like guys, as hulle dit gaan doen vir wat julle dit nou doen, dan wil ek jy luister. Maar as julle om iets te maak wat regtig like iets gaan wees, want die guys het skill, die guys het talent. Ek luister na dan sê ek like, yes, ek meen een van die homies, ek dink een van die homies was so geboelie oor sy raps op iets na tyd dat iemand uitgereach het aan hom en hom uitgevaar het vir die dag en 'n hairdo makeover gee. Exactly. Toe sê ek like, yo guys, die krag lê letterlik in jou tong en julle wil mekaar destroy in plaas van opbou. Julle kan 'n hele nuwe sound create. So dit maak my sometimes so kwaad. Sometimes it's funny, but sometimes it's like, yo guys, julle is besig om mekaar te verniel. Julle raak TikTok famous, maar wat gaan julle doen as julle in person is? Gaan julle beklei? Like that's not what music is about. Music break barriers and music connect mense. Dit breek taal barriers, dit breek alles. Like dit connect mense. So ek dink hulle moet meer fokus op iets saam doen as wat hulle teen mekaar werk. Hulle kan sterker saam wees as wat hulle teen mekaar werk. Ja, da's baie cool en ek dink spot on. Ek dink dis die relevance van rappers en ek dink dit is die volgende deel waar ons wil uitkom is soos jy sê nou daar's mense wat mekaar dis en dissing in rap music was eintlik nog altyd 'n ding gewees, maar dit raak baie lelik op hierdie stadium. So waarvan af begin jy om te kan skryf? Is Loufie se hele ding dat, en ek dink Sint Pieter het dit baie cool gesê laasweek. Hy het gesê hy het nie inspiration in die sin van hy kyk na David Guetta en hy maak sulke tipe musiek nie. Sy inspiration kom van play real tot yourself en stay real to who you are. Yeah. En dit gaan werk. So waar dra jy daai inspiration? Waar gaan jy en sê wie wat dis wie Loufie is, take it or leave it, like it or don't, maar ek stiek hierby of nee, hier's my inspiration. Hoe lyk jou writing process? Hoe lyk jou thinking process? Ek dink dis baie keer vir my, ek dink almal het hulle eie personal way van hoe hulle inspired word, maar vir my is dit soos goed sien en luister na goed en sometimes onthou ons is almal net mense, so eerste keer toe ek op 'n aeroplane geklim het, was dit vir my fancy. So dan as ek eerste keer in 'n hotel because of music was dit vir my soos die was smart. So my mind sê dan vir my brag 'n bietjie, skryf 'n bietjie oor dit. Verstaan jy? So dit gaan basically oor jou life experiences en goed wat jy sien, want I mean as ek beskrik is oor something, dan gaan ek dit in 'n funny way express deur my musiek. As ek sad is oor iets of as iets persoonlik in my lewe gebeur het, dan het ek geen ander way om dit te veg as wat obviously op my knieë, maar letterlik deur musiek, deur musiek te skryf en net die verse neer te skryf, even though niemand hoor hy verse of iemand gaan my eendag die verse hoor. Dis net hoe ek myself dan kind of heal, verstaan jy? So, ek dink is net alles, your everyday life, alles wat jy experience, die questions wat jy vra, daar is goed wat at the back of my mind, dit is so volde, en gaan bly net daar, tot ek weer die pen optel, so, ja, ek hoop het antwoord jou vraag. Ja, dude, verseker. Ja, yes, dude, ek love wat music vir jou doen, en ek love wat jy vir music doen, dit is baie cool, ons het dit nie by almal al gehoor nie, maar ek wil gou iets vra oor relevance, as jy kyk currently, en jy self het in 'n paar songs gefeature, waar jy nou gefeature het nie, gesê jy moet 'n emotional connection maak met die music. Hier's my vraag. Baie van die hip-hop en rap mix and merge nou met die dance en die beating culture. I don't know what you want to call it. The dance, rave. Ons praat nog van rave daai tyd. Ons is oud. So is dit iets wat relevant is. As jy vat Biggie
se boetensaartjie of dames, dit is heavy dance beats, vat van Pletsen, vat Early B, jy het nou al in 'n paar tunes gefeature waar dis verskriklik dance oriented, ek dink dit is wat currently miskien die relevance currently is dit dance en hip-hop merge? Ek dink dit is net 'n temporary wave. Ek dink dit is net 'n temporary wave because as jy kyk na 'n paar jaar terug was dit trap en voor daai was dit soos heavy jou heavy hardcore goede. Toe mense het al daai tyd toe ons nog trap gedoen het of as jy wil praat van bars gedeliver het was al 'n couple of kids wat daai tyd gedoen wat ons nou doen. Maar hulle was te ahead of hulle time gewees vir nou. Verstaan jy, want nou as jy 'n ou song speel, soos ek kan nie eens dink, ek weet ek het so baie WhatsApps al gekry. Nou as ek na dit luister en se kyk, damn it, die goed is speel so relevant nou. Verstaan jy, so ek dink is net 'n wave wat ons deurgaan. Obviously wanneer shows jy oopmaak, mense like dance, mense like club, mense love Jan Bloukas. Ek meen julle ooit sy stats gekyk. Jan Bloukas is deur die dak my broer en hy drop soos 'n paar verses en dan kill hy dit op sy beats. So dis wat mense love, maar dan is daar ook dink ek occasions waar ons as artists actually ons writing skill kan wys. Soos ek meen als 'n collab met Karen Zoid, sorry my foon val hier so. Als collab met Karen Zoid, met Franco van Coke, like daai is waar jou skill as 'n kunstenaar like wys, so show me what you got type of thing. So ek dink die dansie goede wat ons almal nou doen is net 'n wave, want ek weet almal wat dit doen, ek weet wat hulle actual skill is. Like soos Biggie, as jy na sy deurmaak gaan luister, like daai man het 'n hart my broer. Verstaan jy, daai man het 'n writing capability. So ons doen die dansgoede net because it sells right now. And it's what people love and ek dink dit gee vir mense lekker weer moed en hoop. Maar ek dink jy het nou net soos iets beantwoord wat die res van my en Jonas se series vir ons nogal kan invat, en dit is it comes in waves, en ons het al gepraat van die cycles, en dit is presies dit. So wat vandag relevant is, het ons ook al gesê, is dalk nie oor 2 jaar van nou of enigstens meer relevant nie. En dan gaan jy met die waves. So dis vir ons baie cool. En ek dink een van die goed wat ek wil vra is, jy het nou onlangs is al 'n rukkie terug, maar het jy by 'n label gesign en voor dit was dit maar independent en jy het maar hard gegraafd op jou manier en ons weet jy het die hard yards geloop. Nou is daar 'n relevance nog vandag in labels? Kan jy die relevance sien in labels en kan jy die verandering sien in jou lewe, lifestyle, plays op YouTube ensovoorts vandat jy by 'n label gesign is? Definitely, like my team by Universal is beautiful, bro. Like sonder hulle is daar baie wat ek nie kon doen nie, verstaan jy? Dit sou vir my baie langer gevat het. So ek dink hulle is beautiful, bro. Ek moet julle die storie sê, ek onthou toe ek het my kar verkoop om Ek is Broke se eerste music video te shoot. Die ene wat in die screen is van Ek is Broke. So daai ene het ek betaal voor, ek het my kar verkoop, ek het die video geshoot en toe sê ek net letterlik vir die wifey like, worry, die is ons sacrifice. Dis die sacrifice, die laaste sacrifice wat ek het niks anders om te gee in hierdie music dingie, like behalwe musiekie, kom ons doen dit. Toe vlieg ek op Pretoria toe, bump ek in Universal vas, hulle het daai song gesing, hulle was like, kom check ons in Rosebank, gee ons jou 'n deal en gesels ons 'n bietjie. En my team van daar af is amazing mense, bro, is real mense. So ja, definitely daar's baie relevance in 'n label. Dis net hoe jy dit approach en hoe jy dit doen. Yes, dit is cool. Nee, ek dink jy het ons vrae beantwoord vandag oor rappers in Afrikaans en ek dink dit is wat ons by uitkom is rap in Afrikaans is eintlik al lankal daar. Jy kan ons reg help, soos ons weet van Brassa van die Kaap voor Parow en die antwoord is eintlik al baie jare oor. Ek meen hy was in Max Normal en sulke tipe stuff gewees. So wie mis ons pre 2010? So watse rappers vertel jy vir ons? Watse rappers mis ons? Ons vandag ken ons Early B, Biggie, Hemelbesem, Lofi. Daai is maybe ons wat ons weet. Wie mis ons? Ja. ek kan in all honesty sê kan ek sê like from back in the day was dit Brassa van die Kaap, POC, Prophet of the City. Ja, soveel name wat ek hier off the top kan gee nie, maar as jy na Hemelbesem kyk en die ouens wat hy altyd push en maak het en dan bietjie in sy history ingaan, verstaan jy, gaan hy vir julle vertel van guys, en ek weet ek het 'n sit down gehad met hom en hy het my letterlik
van almal vertel. Verstaan jy, like die history van DMC tot DMC. DMC is upcoming tot sy sterwe. Verstaan jy, like Hemel is die guy om dit te antwoord, maar as ek die gesigte sien, dan weet ons, daai is legends, daai is mense wat jy nie lightly van praat nie, verstaan jy, daai is mense wat die way gepay word, verstaan jy. Ons het nou nog vir Eddie D, wat die pop music kans gee. Ja, Bouwer het gesê, Hemelbesem is vir hom die OG van rap music, in Afrikaans, en ek dink Hemelbesem vat vandag nog steeds daai voor, en ja, hy is 'n freaking legend in terme van rap music. Ja, hy's 'n pa figuur vir my in hierdie hip-hop industrie. Like, hy was ook een van die guys in my rehabilitation tyd van, okay, dis wat ek wil doen met my lewe. Was hy een van die guys wat baie ge-impart het. So, ja, Hemel is die guy for my question. Sure. Dude, ekskuus. Ons daar's nou so baie avenues, né? Daar's YouTube en Facebook en TikTok en Instagram en iemand het nou daar gesê Facebook is vir oupas en Instagram is vir soft porn en ek weet nie, dis nou wat al hierdie goeders is. Hoe beleef jy being an artist in Suid-Afrika, in die political climate wat ons is, in die flipping COVID-19 times, al die social platforms wat jy kan utilize, being an artist vandag, se day and age, wat is jou belewenis van just being alive today, as an artist, met al die social platforms, just life in general? Ek dink die social media platforms is amazing. Ek onthou way back in the day. Vandag kan ek vir Pero 'n WhatsApp stuur, verstaan jy, like back in the day ek op Twitter, toe kry ek Twitter en toe tweet ek iets aan hom en toe ek gesien hy het iets teruggetweet en toe verloor ek my Twitter account en toe jare daarna toe meet ek hom actually en vandaag was dit net soos like verstaan jy, hy's die big homie man, hy's Papa P. En ek dink social media maak dit baie maklik vir fans om te interact met hulle role models, as jy dit so wil sê, of met artists. En ek dink, ek love social media, ek love van die mense in my inbox. Ek vat altyd soos 'n donderdag of 'n Vrydag of sometime in die week, dan vat ek letterlik 'n oggend en 'n aand, dan reply ek aan almal. So, like, letterlik, as iemand wie ever dit watch ook, of wie ever luister na dit, ek kom by jou message uit. So ek reply letterlik aan elke liewe message, want ek voel ek weet hoe dit voel, toe die eerste keer toe Bouwer aan my reply het, verstaan nie, of toe Earl aan my reply het, verstaan jy wat ek sê, like, ek weet exactly hoe dit voel. Ek is such a big deal, dan gaan ek reply aan jou in jou dag maak. So ek dink social media is amazing, maar ons moet ook watch, nie regtig wat ons sê nie, maar hoe ons dit sê. Verstaan jy, because stuff word baie proportion uitgeblou. So, like, give respect, give credit where it's due, show some love, wees considerate to almal and almal feelings and beliefs, you understand, and just make lekker music, man. Wees net lekker, maak het lekker vol op hou. So, yeah. That's a good ending. Yes, ja, nee, ek dink jy het ons inspire vandag. No, your humility is inspiring, dude. You don't see that often, and I appreciate it. Baie dankie. Nee, dude, ek dink dis dit dan. Jessie, Loufie, ons waardeer dit dat jy tyd gemaak het op ons show. Ek weet ek en jy het baie vinnig hieroor gepraat en jy het vir my gesê, luister, die busy schedule, maar kom ons gooi en ek dink dat daar kan ons getuig van sy humility. Hy het gesê, cool, hy's keen hiervoor. So, flippend baie dankie en ja, ek en Jono is op 'n journey om te leer. Ons het ons het 'n idee, maar ons wil by kenners uitvind wat rondom ons aangaan. Wat like die kids vandag? Ek weet ons is in ons 30s en die musiek wat jy maak is enigiets vanaf 15-jariges tot 40-year-olds wat na jou luister en 'n dig. So jy doen iets reg. Jy het dit reg gekry om relevant te wees tot die masses en jy doen nog steeds wat jy love. So ons respek jou vir dit en ons is dankbaar dat jy in die scene is en dankie vir jou tyd man. Ons waardeer dat jy tyd maak om op ons show te wees. Much appreciated. Lekker guys, dankie vir julle en dankie vir julle lekker vibes man, ek appreciate dit baie. Awesome dude. En lekker baard, Loufie. Lekker baard. Jy's op die baarde raak relevant en jy het 'n baard so, dis die belangrikste. Well done. Ons kon nog net 'n girl met 'n baard op die show. Ek moet 'n shout-out gee vir my homie van oh man. Ek moet 'n shout-out gee vir my homie van RWL wat my opboek bra. Hy hoek my op RWL Beard Products. Hy maak seker my baard bly mooi. So ek dink ek en Jono sal vir 'n draai moet kom maak op by julle want ons ook lekker mooi lang bare kry soos jy. Dude, baie dankie en ja, ons chat weer. Ek hoop jy het 'n lekker dag, man. Lekker. Ciao dude. Much love guys. See you.
Dude, what a cool talk met Loufie. Ek dink ons kan nou sien hoe operate rappers en ja, Different ballgame, nee? So wat ek en jy baie oor chat en elke keer as ons break en gesels ons hieroor en ons sê wat vir my en jou relevant is nie noodwendig relevant vir 'n ou soos Loufie nie. Maar dit is lekker om by hom te hoor wat is sy relevance, hoe werk sy skryfproses, waar kom hy in sy inspiration en ek dink dit is hoekom ons hierdie show het. Ek dink 'n groot ding wat ek by pastoor geleer het way back in the days, mens moet teachable bly. So hier's ons, diep in ons 30s, teachable, besig om nuwe dinge te leer en te verstaan. Dis nie te sê jy gaan adapt tot ons nie, maar mense adopt new ways of thinking. So ja, mense moet oop wees. Ek dink iemand het 'n keer gesê as jy het 'n vliegtuig uitspring, moet jy jou parachute nie te vroeg oopmaak nie, want jy weet die missie vol, neem dit ook nie te laat oopmaak nie, want dan val jy jouself dood. So jy moet die parachute oopmaak. Super diep. Mense moet die parachute oopmaak, maar jy moet die journey afgeniet, jy moet nie te vroeg nie. So anyways, die punt is net mense moet oopkop wees en dit is cool om hierdie stuff te leer. Dit is nuwe wêrelde wat my opgaan. Dit wys jou ook net hoe interessant, hoe creative, hoe genius en hoe brilliant die wêreld eintlik is. En ek dink ek is ongelooflik bevoorreg om hier te kan sit en met hierdie tipe van kaliber ouens te praat, te kan leer, bietjie understanding te kan kry. En ja, wie maak dit vir ons moontlik om hier te kan sit? So ons is baie lucky om crazy sponsors te hê en ons is weer eens dankbaar. Hulle is daarmee op die TV agter ons. Jenny, julle internet service is impeccable. Ons is so bly julle is deel van ons span. Ons is so dankbaar vir julle. Ons kan sulke lekker movies download. Nee, als legally. So baie dankie vir julle. En dan ons tops vandag. Ons is vandag in Texas geklad. Baie mooi Texas tops en dit kom van die one and only Printco af. So baie dankie aan Printco wat maak dit ons mooi lyk. CJ het beloof daar kom nuwe goed op pad. So ons is baie excited. CJ, ek weet jy kyk, ons hou jou accountable. Ons wag vir ons nuwe stocks. So baie dankie, jy's baie cool. En dan ons het lekker koffie gedrink. Lekker Binder koffie. Ons is jou koppie. Ek het nog nie. Hy's al leeg. There we go. Lekker Jenny koppies het ons Binder koffie, Jenny koppies. Rwanda koffie gedrink. Dit was bitter lekker. Die designs wat vir ons gedoen word, alles deur Counterbalance. Ek wil net sê Counter-Strike, maar Counterbalance Vanillin is amazing. So Counterbalance, baie dankie vir julle. En dit voel of ons iemand mis. Ja, ek dink dit is ongelooflik dat mense inkoop by ons. Ons is in 'n privileged position om te kan met hierdie ouens chat. Dis lekker om saam met jou te sit. Ek geniet dit om dit saam met jou te doen. Ek doen dit, ek waardeer dit ook. Dankie, dit is baie lekker saam met jou. Ek het sien baie keer dan praat jy al, dan sit tog op my kamera want ek is altyd hier by die tech besig. Jy is 'n techie aanstel. Ja, ons moet 'n techie en 'n social ouetjie, bro. Techie en 'n social goedjies ons aan. Maar dis die episode vir hierdie week. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Dit is aan episode 2 van die Baarder raak relevant. Onthou, ons is hierdie is op Facebook en op YouTube. Jy kan dit daar gaan kyk en na die tyd weer gaan kyk. Ons is op daai kamera. Ek weet. Okay, cool. Ek kyk dit hierso. Los maar kyk wat al die tech maak my mal man. En ons die interviews met die artists is alles op SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts. My rap of the week is op TikTok. Johnny se dans wat julle gesien het hierdie week. Nee, julle het hom nie gesien nie. Hy kom nou. Okay, so ek het hom nog nie gewys nie. Hy gaan nou op die einde van die episode gaan John nou vir ons die Boude Challenge doen van Loufie en hy gaan ook op TikTok kom. Wat so? Okay. So there we go. Ons sien jou volgende week. Trust my, ons is besig om massive mense op te line. Ons het die hele klomp al klaar. Die volgende klomp weke gaan insane wees by die Baarde. So do not go anywhere. Enjoy dit saam met ons. Comment, neem deel. Ons sien julle volgende week. Selfde tyd, selfde plek, 5 uur elke Sondag aand. Lekker daai Boude. Nee, dis doep. Vandag sy lekker daai Boude. Sien jou volgende week. Cheers. I make it lekker for you, Boda. Boda, get the cheese, that Gouda. Gouda, fully beat up in your feet. Of wanneer jou tonen sê my as jy wake, dat dik in die radio. I make it lekker